Ok mense, in verband met die laaste video wat ek gemaak het oor onder andere Abigail van Wyk. Sy is blykbaar die prokureur van die slagoffer in die saak teen Christian van der Merwe. Nou, ek sien mense raak lekker giftig en ek het nou al baie hate comments gekry. Nou, ek het toe ook nou 'n boodskap gekry in my inbox en waar iemand my nou probeer reghelp. Nou okay, my man is 'n expert in law. Hy ken die proses, hy ken sy storie. Hy gaan gou vir ons daai boodskap lees en dan ook gou verduidelik hoe die prosesse werk. Okay, baie dankie. Ja. Kom ons lees sommer die basis. Expert in law beslis 2 regsrade by Juris LLB. Ek was self 'n staatsaanklaer vir baie jare en daarna het ek ekstensief voorgesit in sake ek dink omtrent in seker enigiets tussen 6 en 7000 sake wat ek intussen tyd afgehandel het. Goed. Ek gaan vir julle lees. Julie het my oentjie. Ek gaan vir julle lees wat 'n gegewe Blommie, dis die naampie wat op die boodskapie staan, vir my vrou dan weer gegee het. Sy sê die volgende: Juffrou, Hy of sy, jy moet asseblief jou storie reg kry. Abby, dis nou Abby van Wyk, samel nie geld in nie. Blommie, ek verskil met jou op daardie punt. Daar's juis vanoggend verskeie sosiale media poste en lives en besprekings gewees juis oor hierdie feit. Juis oor hierdie vraag, maar hoekom word daar geld vir 'n prokureur ingesamel? Ek self het ook 'n live vanoggend gekyk daaroor en ek het ook op my sosiale media, veral dan op my Facebook, het ek 'n kommentaar daaroor gelewer. Julle kan my enige tyd gaan gesearch op Facebook, Skalk van der Merwe, die groot profiel, 22.000 volgers. Ek het daar 'n live opgesit. Maar goed, kom ons gaan voort. Haar kliënt kan nie 'n prokureur bekostig nie. Ek neem aan dit is dan nou seker die eggenote van Christian van der Merwe. By the way, van der Merwe het nou niks met ons te maak nie. Dis maar net insidenteel dat sy van dieselfde as ons is. Maar goed, haar kliënt kan nie 'n prokureur bekostig nie. Hoekom moet die klaar in 'n kriminele saak 'n prokureur hê? Daar bestaan nie so 'n proses nie. Wat doen 'n prokureur namens 'n klaar in die hof tydens 'n kriminele saak? Hoe die proses werk is, jy gaan na die polisie toe, jy lê 'n polisie klagte, die polisie, deur die speurder wat aangestel word, die ondersoekbeampte ondersoek die saak, en sou daar meriete in die saak wees, word dit na die staatsaanklaer geneem, die staatsaanklaer maak dan 'n besluit of die saak wel vervolg word al dan nie, en as die saak vervolg word, word die krimineel, die beweerde krimineel, of gearresteer, of deur 'n dagvaarding, kriminele dagvaarding in terme van die strafproseswet voor die hof gebring. Wat doen die prokureur? Daar is nie 'n prokureur betrokke namens 'n klaar in 'n kriminele saak nie. Die NPA, deur die staatsaanklaer wat aangestel word om dit te doen, gewoonlik is so staatsaanklaer ook 'n toegelate advokaat, praktiserende advokaat, sal dan daardie saak dryf. Ek weet nie wat 'n prokureur moet doen nie. Goed, dan gaan Blommie voort en sê: ander mense samel geld in sodat Christian van der Merwe se slagoffer 'n verdediging kan hê. Nog nooit in my, dis seker 20 plus jaar in die regspraktyk het ek in my lewe al gehoor dat 'n verdedigings of 'n slagoffer 'n verdediging het nie. Wat op aarde beteken dit? Die verdediging is die beskuldigde. Die beskuldigde en sy regspan word genoem die verdediging in die strafsaak, die kriminele saak. Die klaar het nie 'n verdediging nie. Die klaar raak op die einde die hoofgetuie. So as dit die storie is wat vir julle gespin word, hoekom daar geld ingesamel word, dat die klaagster in hierdie saak 'n prokureur moet hê, en dat daar 'n verdediging vir die klaagster moet wees, dan is dit 'n absolute nonsens storie. Daar bestaan nie so iets nie. Fact check my asseblief hierop. Gaan met hierdie weergawe wat julle nou hoor, en Leonie sal dit opsit, sy sal die boodskap op hierdie video sit. Vat hierdie video, vat hierdie boodskap na die hoofstaatsaanklaer, ek dink dit is by Belwelhof, en gaan sit by die hoofstaatsaanklaer en vra vir daardie hoofstaatsaanklaer, bestaan daar iets soos, daar moet 'n verdediging vir 'n klaar wees. Hy gaan heel waarskynlik, hy of sy gaan vir jou lag daaroor. Daar bestaan nie so iets nie, dit is 'n nonsens storie. Goed, so as dit die storie is wat Abby vir julle spin, dan is sy net weer besig om te scam. Daar bestaan nie iets soos 'n verdediging tot 'n klaar nie. Daar is nie so iets nie. Dan gaan ek voort. As Abby haar onttrek van hierdie saak, beteken dit die klaar wat deur hom aangerand is, kan nie aangaan met haar saak nie. Hoekom?
Hoekom? Daar is nie 'n prokureur betrokke in 'n strafsaak nie, namens die klaar nie. Sover ek weet is hierdie persoon, Christian van der Merwe, reeds gearresteer. Hy was reeds voor die hof gebring. Hy moes intussentyd, lyk my, aansoek bring vir borg. Ek weet nie of hy aanvanklik nie suksesvol was nie. Lyk my daar was 'n tweede aansoek. Ek is nie seker wat die feite van hierdie saak is nie. En die vervolging gaan voort. Dit is dan juist die punt van hierdie hele kwessie. Die man is op hierdie stadium voor die hof en die nasionale vervolgingsgesag is besig om 'n vervolging teen hom te dryf. Hy het 'n volgende hofdatum gekry. Hoekom sal die saak nie aangaan as Abby nie betrokke is nie? As dit die geval is al die rooi liggies al klaar weer aan. Want dit beteken Abby is dan besig om iets in hierdie regsproses te doen wat beslis 'n gevolg kan hê op skuldig of onskuldig. En nou moet ek vir mense 'n voetnoot daarby sit. Ek was die slagoffer van Abby en 'n gegewe prokureursklerk 'n paar jaar terug waar hulle vals klagtes teen my gelê het by die polisie. Ek gearresteer was en éventueel na 2 jaar het die hof in my guns beslis hulle weergawe verwerp as leenagtig en ek is onskuldig bevind in 'n kriminele saak waar 'n vals klagte deur Abby hulle teen my gemaak is. Is dit die implikasie daarvan? Moet Abby dan, lyk my, soos 'n arendjie bo op hierdie kriminele vervolging bly sit en dit van bo af op 'n manier manipuleer? Want as dit is wat hier dan nie gebeur is, kan ek baie groot probleme voorsien reeds vir die klaagster in hierdie saak. Ek sal die klaagster aanbeveel dat sy so vinnig as moontlik met die staatsanklaer en miskien die beste opsie met die hoofstaatsanklaer gaan praat en hierdie aangeleentheid met hom opneem. Goed, dan wil ek net gaan klaarmaak hierso, dan staan hier nou. Met ander woorde, 'n vroueslaander gaan buite rondloop. Hoekom? Die vervolgingsgesag het hom klaar gearresteer. Hy is reeds voor die hof. Hoe gaan 'n vroueslaander hierso vryloop? Ek moedig die klaagster aan om in samewerking met die nasionale vervolgingsgesag hierdie vervolging dan te dryf tot die laaste punt. Hoekom sal hier 'n vroueslaander weg rondloop? Dit is absoluut nonsens wat vir julle vertel word. En dan, julle wat almal so graag wil geld maak, ken nie die regte storie nie. Niemand hier probeer geld maak nie. For me, there's no dog in this race, other than an unethical attorney scamming people. Presies. Dis waar dit hier gaan. En hoekom weet ek van hierdie saak? Want ek is een van haar vorige slagoffers. En ek is 'n persoon wat gemaak het dat sy op die einde nie verder in Gauteng kon praktiseer nie. Sy moes maar hier gegaan het en afgetrek het Kaap toe. Dis sover ek vir Abby ken. En vra haar prompt uit. As my naam opkom, Skalk van der Merwe, vra vir haar prompt uit. Wat het gebeur in die vals klagtes met die vals klagtes wat jy teen Skalk van der Merwe gemaak het? Wat was die hof se bevinding daarin? En as sy vir jou sê enigiets anders as onskuldig in terme van artikel 174 van die strafproseswet, dan lieg sy en dan moedig ek julle aan om die hofrekords te gaan trek. Die hofrekords kan gevind word by Pretoria se sentrale hof. Die saak is beslis in Hof C daar. Dit is waar dit afgespeel het. Goed, let's wrap up. Mense, asseblief, prokureurs is nie betrokke namens klaars in 'n strafsaak nie. Daar bestaan nie so iets nie. Hulle hoef nie betrokke te wees nie. Nasionale vervolgingsgesag doen dit. As daar mense is wat vir jou die teendeel vertel, is hulle bloot besig om 'n leuen te vertel en jou geld te steel. Ok, baie dankie Skalk, dat bietjie meer duidelikheid gegee het oor hierdie saak, want mense weet nie hoe die wet werk nie, hulle weet nie hoe die prosesse werk nie, so hier het julle dit.